Geliefdes, ons word vir 'n oomblik stil, waar ons ook nou die Here ontmoet. Kom ons verklaar openlik ons gerigtheid en ons afhanklikheid teenoor hom wat ons bely as ons God en koning. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word jou geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons lofsing die Here deur te sing lied 159 vers 1 en 2 en daarna bly ons saam ons Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy wat al die angste van die hel tot die dood toe gelei het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en gaan sit het aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en ja, ewige lewe. Amen. Geliefdes, in Psalm 19 sing ons van God se openbaring, algemeen en besonder in die natuur, maar ook in die skriftuur, sy wet. In antwoord op die 10 gebooie wat ons nou weer gaan aanhoor, sing ons Psalm 19 vers 6 en vers 7. Hoe word deur U vermaan, my weg 'n helder baan en my verwagting skoon. Hy wat U wet bemin, die vind o Heer daarin 'n groot genade loon. Wie kan van vooraf aan sy dwalinge verstaan en al wat hom ontbreek het? Here, reinig U my tog van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek. Vers 6 en vers 7 van Psalm 19. Maar kom ons luister eers na die Here se wil en sy wet vir ons lewe. Eksodus 20.
Toe het God al in die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat op die aarde hieronder is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloers God, van die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het hy die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar gelyk mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of enigiets anders wat van jou naaste is. Here ons God, genadige, barmhartige Vader in die hemel, as gemeente wil ons voor U verootmoedig in hierdie oggenduur. Wil ons dit waag om in die heilige teenwoordigheid te kom, o Here, om laag voor U te buig. Kinderlike vertroue, verwondering en ootmoed. Wil ons U bely as die koning van alle konings en die Here van die eerste. God van die leerskare, van Abraham
Isak en Jakob. U wat gister, vandag en môre altyd dieselfde is. Onbeperk in vermoë, een in wese en in krag, alomteenwoordig, alwetend, heilig. Dit is U wat ons bely, U naam wat ons aanroep. Loof en prys U, Here, dat ons U mag ken. So barmhartige God, Skepper van hemel en aarde. Ons is dankbaar dat ons U mag bely as die onderhouer en versorger van alle dinge, van alles wat leef, van alles wat is en bestaan. En dat U ons as die kroon van U skepping, as U kinders in die handpalm vashou, van alle kante ontsluit, veilig bewaar. Ons is dankbaar, o Vader, dat ons kerk mag wees en mag bely dat Jesus Christus die koning is wat regeer deur sy Heilige Gees en deur sy woord. En dat hy die sleutels van die koninkryk in sy hand het. En ook die sleutel van Dawid wat oop en toesluit die lewe. Dus dankie vir die kruis op Golgotha waar U vir ons versoening gebring het vir al ons sonde. Dat U die voorhangsel geskeur het, dat ons met vrymoedigheid tot U mag nader. En U mag ken, soos U Uself bekend maak en openbaar in die woord, maar ook in die skepping en in die geskiedenis. Vader, ons staan vanoggend voor U met sidderende hart, verslaag. As ons om ons kyk en sien wat gebeur in ons wêreld en in ons land met sy mense. Al die onrus, onsekerheid. Vader, ons bid dat U as die barmhartige God ons toch genadig sal wees. Dat U alles volgens die heilige raadsplan sal wil en sal bestuur. Tot verheerliking van U naam, tot bevordering van die evangelie, uitbou van die koninkryk. En o Here, ons bid om vrede. Vrede wat alleen van U kom, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Waar daar ook by baie van ons onsekerheid en bekommernis is. Is dit alleen by U waar ons die waarheid is van. Want U alleen is ons herder wat ons altyd weer bring na die waters waar daar vrede is. Na die groen weiveld. O Vader, ons bid dat U ook vanoggend ons siele sal balsem met U woord. Dat U ons sal verkoop deur die lewende verkondiging van die evangelie. Dat U ons so sal aangryp, o Vader, deur dit wat U van ons wil sê, dat ons in absolute verwondering voor U sal staan, vaste vertroue en volle geloofsekerheid. Ons sal lewe soos kinders van die Allerhoogste. En dat ons tot bedaring en rusting sal kom. Dat ons sal weet, U is in beheer, U is op die troon, U is ons koning en U regeer. Skenk ons U genade, o Vader. En wanneer ons dit bid, dan vra ons ook dat U ons sal ontsondig. Dat U ons sal deurwas, sal heilig deur die Heilige Gees. Dat U ons die wil en die begeerte en die lus sal werk om ons sondes voor U te bely. U wat alles ken en alles weet. Elke woord tel. U wat weet wat in ons harte leef. Dat U ons tot bekering sal roep. Die verbetering van ons lewe. En dan ek hier sal begin in die kleine, o Here, en so suurdeeg sal uitkring na buite. Dat ons daadwerklik elkeen individueel en ook as 'n geloofsgemeenskap sal terugkeer na U, die Allerhoogste God, en sal terugkeer na U woord en U wil, en dit van harte soek en doen, in elke faset van ons lewe, en ons doen en sê en praat en werk.
Vader, ons vra dat U woord vir ons sal oopmaak. Dat ons die stem nou sal hoor. En dat U ons 'n gees sal gee van gehoorsaamheid en toewyding en aanbidding. Dit alles is moontlik, o Here, wat ons weet dat Jesus Christus ons middelaar is. Jesus Christus ons verlosser is. Dat elkeen wat hom bely, reeds die nuwe lewe ontvang het. Skenk ons dit in oorvloed, o Vader, deur die werking van die Heilige Gees. Dit pleit ons in sy naam alleen, omdat ons bely as die enigste weg en die enigste waarheid en die enigste lewe. Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit Daniël hoofstuk 5. Ons lees die hele tekshoofstuk en dan neem ons ons teksverse vers 22 en 23. Daniël hoofstuk 5, ons lees in die Nuwe Afrikaanse vertaling. Koning Belshazzar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en die silwer bekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem. En die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Weteens verskyn daartoe 'n menshand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl hy skryf. Toe die koning bleek geword, hy was baie bang, sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. Hy het daar geroep dat die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders ingebring moes word. En hy sê toe vir hulle, sy raadgewers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is en dit vir my kan uitlei, sal 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word, en hy sal as derde in rang regeer. Al die koninklike raadgewers het ingekom, maar hulle was nie in staat om wat geskryf is te lees en dit vir die koning uit te lê. Toe het koning Belshazzar nog banger en bleker geword.
Ook sy hoofamptenare het verslaag gestaan. Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin in die eetsaal binnegekom. Mag die koning baie lank lewe, het sy gesê. Jy moet nie so bang en bleek wees nie. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos die van die gode. Die voorganger, koning Nebukadneser self, het hom aangestel as hoof van die towenaars, die voorspellers, die sterrekykers en bestuurders. Hierdie man Daniël, vir wie die koning die naam Belteshazzar gegee het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Dat haal nou vir Daniël en hy sal vir u die uitleg gee. Daniël is toe na die koning toe gebring en die koning het vir hom gevra: Is jy die Daniël uit die Judeese ballinge wat deur my voorganger die koning hierheen gebring is uit Juda? Ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is en dat jy oor skranderheid, insig en buitengewone wysheid beskik. Die raadgewers, die voorspellers het na my toe gebring, sodat hulle kan lees wat geskryf is en dit vir my kan uitlei. Maar hulle is nie in staat om die uitleg te gee. Ek het gehoor jy kan dinge uitlei en probleme ontrafel. As jy nou vir my kan lees wat geskryf is en dit kan uitlei, sal dan vir jou 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word en sal jy as derde in rang regeer. Toe hy dan aan die koning geantwoord: Hou gerus maar die geskenke en gee die beloning maar vir iemand anders. Ek sal in elk geval vir u lees wat geskryf is en dit vir u uitlei. Die Allerhoogste God het aan die voorganger Nebukadneser koning en mag, roem en eer gegee. Vanweë hierdie mag wat God aan hom gegee het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en geweef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy verhoog wie hy wou en verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam in die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor al die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u Belshazzar, u wat hom opgevolg het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring en u en die hoofamptenare. U vrouens en u byvrouens het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud en van brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien en nie kan hoor nie en niks weet nie. U het die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. Dit is die woorde wat geskrywe is, getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde getel. God het die jare van die koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en te lig bevind. Verdeel. Die koninkryk is verdeel en aan die Mediërs en Perse gegee. Daniël is toe op die bevel van Belshazzar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang. En hy is uitgeroep as regerder, derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belshazzar van die Galdeërs vermoor. Tot sover ons skriflesing. Galdeërs vers 22 en 23. Maar u Belshazzar wat hom opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u hoofamptenare, u vrouens en die byvrouens het daaruit wyn gedrink. U die gode van silwer en goud, en van brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie, en nie kan hoor nie, en niks weet nie.
U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik. Tipiese volstruispolitiek van 'n strooipop monarg. Die hele land is aan die brand. Die vijandelike stormramme, hamer en ratel as ware reeds teen die stadspoort. Een na die ander in die stede geval, soos 'n kaarthuis stymel die koninkryke een. Daar is nog net een laaste vesting, 'n laaste bastion oor. Die hoofstad Babel. As Babel val, is dit verby. Klaar praat. Skaap maar. Maar geliefdes, ten spyte van dit alles, hou die koning partytjie. Want almal hou ons van 'n groot fees, waar almal kan drink, en almal kan dans, kan eet, kan vrolik wees, brood en spele. En dit was heel duidelik die koning se bedoeling met hierdie groot fees wat hy aanrig. Dit was die jaar 539 voor Christus, die plek waar het afspeel, die koninklike paleis. Dit is amper 70 jaar sedert Daniël as 'n tienerseun saam met sy vriende uit Juda na Babylonië in ballingskap weggevoer is. Nebukadneser is al 24 jaar lank in die graf en nou het sy kleinseun Belsasar opgevolg en Daniël is 'n bejaarde man van in die 80. Geliefdes, rondom daardie indrukwekkende en stewige, massiewe mure van Babel staan die vijandelike leers reeds skouer aan skouer opgetrek. Babel is beleer. Ja, die mense van die Mediërs en die Perse is daar. Maar binne die stad is die inwoners uitgerus. Gaan hulle aan met hulle lewe asof daar niks fout is nie. Asof daar geen bedreiging van buite is. Hulle voel hulle veilig binne hierdie hoë mure, eintlik 'n dubbelry mure, skansmure van 27 km reg rondom die stad. En bo op daardie mure is daar meer as 100 wagtorens waar die soldate gestasioneer kon word en hulle self veilig verskans. Onneembare stadspoorte. Dan is daar natuurlik die Eufraat-rivier wat diagonaal deur die stad vloei. En waar hy in en uitvloei, is dit stewig gefortifiseer. Die mense daar binne het genoeg kos voor haar opgepop om hulle te hou vir meer as 20 jaar. En daar moet hulle gedink, nooit sal ons val nie. Nooit sal daar 'n vyand ons bedreig. En hierdie stad in rook en vlamme laat opgaan. Hier binne in Babel is ons beskik. Dit is in hierdie agtergrond, geliefdes, dat ons Daniël hoofstuk 5 moet lees. Buite Bybelse bronne stel vir ons die datum meer presies vas en sê dit was 12 Oktober 539 voor Christus. Dis môre, 'n hele paar jaar gelede. In die stad heers daar groot opgewondenheid. Hier is daar 'n koninklike fees van die koning het al sy hoofamptenare, sy belangrike manne, die adellikes genooi om saam aan sy tafel te sit. Meer as 1000 van hulle. Tel daarmee saam al die kelders en die bedienis, die tafelbedieners, al die toeskouers, die geskieriges. En jy tel so vinnig meer as 5000 mense saam. Die doel van hierdie fees, soos ons reeds gesê het, was juis om 'n morele inspuiting te gee, om die mense van die stad se gemoedere 'n bietjie te verlig, sodat hulle vergeet van wat daar buite aan die gang is. Gee vir die mense genoeg musiek, genoeg wyn en smaaklike kos. Dis mos die resep vir vreugde. Broers, niemand weet presies wat koning Belsasar besiel het om te doen wat hy gedoen het. Ook wat die Heilige Gees het vir ons nie bedoel. Maar dat hy op 'n stadium terwyl die wyn gevloei het en hy alreeds onder die invloed van die drank was, dat hy besluit het om vinnig van sy amptenare te stuur om daardie heilige bekers van God, van goud en van silwer wat gebuit is en weggevoer is uit Jerusalem, uit die tempel, om dit te gaan haal, sodat hulle kan volskip, kan heilbronke instel, die vir mekaar kan aangeef. Maar nou weet ons ons broers, wanneer die wyn vloei, wanneer mense onder die invloed kom, kan jy nie met 'n dronk mens redeneer nie, kan jy ook nie van 'n dronk mens
in sy sottelikheid, enige rasionele denke verwag nie. Net foute, groot ongeluk. Belsasar was so 'n sot, so 'n verwaande, onwyse wynsinner. Binne minute was die onderdane terug met God se heilige drinkbekers uit die tempel, en ek dink dit is daar aangekondig, en almal met luid gejuich, die skare was daar opgewonde. Met groot fanfare is hierdie bekers volgeskink, en het die koning gedrink, het vir sy vroue gegee, het vir sy byvroue, en toe gee die amptenare vir mekaar aan. En een na die ander word daar opgestaan en heilbronke ingestel. Die gesondheid van die koning, op die voorspoed van Babel, en natuurlik die afskuwelike gode, wat daar aanbid het. Ja, daar is glasies geklink, die gode van goud en silwer, brons en yster, hout en klip. Hoe later op water, hoe meer die wyn vloei, hoe harder die mense gesing en gejuich en gevyf. Dit was 'n wilde woeste deur mekaar spil. Ja, die koning se plan het gewerk. Hierdie fees was 'n sukses. Die mense het vergeet van die realiteite, die bedreigings, die probleme. Maar geliefdes, toe gebeur daar iets. Hierdie feesvreugde net daar stop. Die blye musiek en klanke en gesing stop met iets skielik onverwags. Dan sien jy daar is 'n hank in die muur, reg oor die kandelaar in die paleis steek geplaveis op die muur. Gepleister hier waar daar 'n vinger is wat begin skryf. Dadelik het dit die koning se volle aandag. Almal is verbaas, verstom. Die koning het sien, het hy letterlik om halfdood geskrik, boeglaag geskrik, spierwit geword, geskik en ruk en bewe. Want wat is hierdie handtog, en wat is die woorde waar daar staan? Doodse stop. Jy kan amper 'n donsveertjie tussen al die duisende mense oorval. Almal se oë sou gefokus op daardie hand met daardie letters wat brand. Vreemde woorde, onbekende woorde, onheilspellende woorde, Arameese woorde, mene tekel vars. Wat beteken? Niemand weet. En daar gaan roep die koning, al sy wyse manne, die slimmers, al sy waarsêers en towenaars, al sy voorspellers, manne wat kan drome uitlei, manne wat die sterre kan lees, en hy bied vir hulle aan, 'n derde van sy koninkryk, rykdom, status, mag. As iemand maar net vir hom kan sê wat dit beteken, en een na die ander probeer hulle waar hulle kan. En dan sien ons dat die koning op die toneel verskyn, sy stap die eetsaal binne, en sy sê, wag 'n bietjie, daar is dalk een. Iemand wat hierdie woorde sal kan lees. Dan sal sy het al van hom vergeet. Maar hierdie man, en sy sê, hierdie man Daniël, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los, en moeilike dinge te ontrafel. En dan voeg sy by, in hom is die heilige gode se gees. Daniël was nie genooi vir hierdie partytjie. Maar nou gaan hulle maak. En toe Daniël daar kom, presies dieselfde beloftes van 'n goue ketting, koninklike kleed, 'n derde van die ryk. Maar Daniël word nie beïndruk nie. Daniël het al beter in sy lewe gesien. Hy was immers 'n persoonlike adviseur van een van die geskiedenis se magtigste konings, koning Nebukadnesar. En hy sou nou vergelyk met hierdie stotterende, stottelike, strooipot monarg wat voor hom staan. En sy gees is skuiwe. Hy stel ook nie belang in al sy geld en omkoop geskenke nie. Hy wys dit van ja, gee dit iemand anders. En sonder om enigstens terug te deins of te huiwer voor hierdie magtige koning, bring hy God se woord, vel hy die oordeel, hy sê.
U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u hoofamptenare, die vrouens en die byvrouens het daaruit wyn gedrink. Hier die gode van goud en van brons, ysterhout en klip geprys. Gode wat u kan sien, gode wat u kan hoor, gode wat niks weet nie. En u het nie die God geëer wat aan u die lewensasem gegee het en wat oor die lewe beskik. Want seker u hoor hierdie laaste nie. Hierdie God wat aan u die lewensasem gee en wat oor u lewe beskik. Waarom het u nie gered? Geliefdes, Babelse koning het durf waag om sy hand aan God se troon te steek en openbaar in die publieke oog voor almal om te sien wat dit is, 'n aantasting van God se eer en 'n uitdaging. Daarom was die woord aan die muur nou 'n boodskap van God self. 'n Boodskap wat God as ware met sy eie hand daar skryf. 'n Boodskap wat hy moet hoor is mene tekel oefars. En daarom sê dit is heel eenvoudig. Mene tekel. Getel. Dan sê daar, jou dae is getel. Jou tyd is getel. Jou tyd is verstreke. Dis verby met jou, want die almagtige God, die eintlike koning, die hemelkoning wat jy uitgedaag het, die een wat ook oor jou lewensdaag, jou lewensasem beskik. Jekel, geweet. God het jou koningskap geweet. God het jou lewe geweet en jy het teleurgestel. Jy het hopeloos te lig geweet. God se straf. Hoe varse verdeel. Nie net sal die koningskap, die scepter, die kroon, alles van jou weggestroop word nie, maar sal dit ook aan ander uitgedeel word. Die oordeel is gevel. Belsasar se koningskap is verby, so op sy lewe. Die Babyloniese ryk sal binnekort val. Belsasar sal sterf. Die geliefdes, daardie selfde nag nog word hierdie beloftes vervul. Toe die evangelie dat daardie rivier waarvan hulle geweet het, eintlik 'n poort word waarin die vyande hulle verval. Wanneer die Eufraat hulle met 'n kanaal herlei, sodat die soldate daarin na op droë voet kon deurkom, kon inkom, die stad kon oorweldig. Jy sien geliefdes, God laat nie met ons speel nie. God in die hemel laat nie met ons spot nie. Belsasar het van beter geweet. Belsasar het die geskiedenis geken. Daar was vir hom geen verontskuldiger nie. Want sê die Here se profeet in vers 22, maar jy Belsasar, wat van jou oupa Nebukadneser opgevolg het, jy het jou nie verootmoedig nie, alhoewel jy in alles geweet het. Nebukadneser hoog en trots geword het, wat het met hom gebeur? Toe Nebukadneser dit waag het om sy hand na God se troon te steek, toe daar Babyloniese hoofstad se stadsdiere loop, so oor aan sy koninkryk kyk, en hy sê, dis erg. Dis erg wat ek gemaak het. Dis alles myne. En God het hom daar afgehaal. Vir hom 'n wilde dier, 'n stomme dier gemaak, dat ek saam met die wilde donkies moet bly, en gras vreet soos 'n bees. As hy hom dan nie voor die lewende God wil verootmoedig en wil verneder nie, sal God hom verneder, wat hy ook doen. En hy sê as hy herstel, nadat hy kleine mensie erken, nie ek nie, maar die Here. Hy is die enigste ware koning, die God van hemel en aarde. Eers toe hy hom voor God verootmoedig, is hy weer verhoog en in ere herstel. Belsasar het dit alles geweet, maar hy wou nie hoor nie. En nou is die skrifdrywers letterlik, maar ook figuurlik vir hom, reeds teen die muur.
Babylonië het 'n magtige ryk geword, omdat God dit in sy soewereine plan so beskik. En toe Babylonië so groot en magtig en sterk geword het hy hoogmoedig en trots en verwaand geword. En toe hy verwaand word, het hy van God vergeet, en toe hy van God vergeet, het hy sy rug op God gedraai, en toe hy sy rug op God draai. God se uurglas van genade en geduld opgeraak. Nou wat oorbly, is 'n regverdige oordeel. Geliefdes, Daniël hoofstuk 5 staan met goeie rede in die Bybel. En ek en jy en die wêreld waarin ons leef, moet kennis neem van wat met Babel gebeur het. En ons moet besef dat dit in die oog van ook met ons kan gebeur. Gaan blaai maar deur die ou stowwerige geskiedenisboeke. Jy sal daarin sien hoe dat die een ryk magtig word, toeneem in krag, en dan instort en vervang word deur 'n ander. As jy na die geskiedenis kyk, is nie 'n reguit lyn of 'n stygende lyn nie, maar dit is 'n pendulum. Dit is 'n golf onder, oor, weer onder. Die magtige Egiptiese wêreldryk word vervang deur die Arameërs. Die Arameërs deur die Babyloniërs, die Babyloniërs deur die Mede en Perse, die Mede en Perse deur die Grieke, die Grieke deur die Romeine en so aan. Jy sien hoe dit 'n tendens in elke groot en magtige nasie is dieselfde. Waar God stadig maar seker uit die prentjie geskei word. Waar jy in die alledaagse lewe verdruk word. Waar mense verbied word om sy naam te bely. Waar hulle vervolg en verdruk word omdat hulle dit doen. Waar die mens op die troon kom, die mens homself verheerlik en verhoog en nie die eer aan God gee nie. Waar die Bybel toegemaak word, selfs bespot en belaglik gemaak word. Waar die grondbeginsels van God se waarheid vervang word en die reëlboeke herskryf word. Wat die mens doen net wat hy wil en wat sy hart begeer en hom nie meer aan God steun. Daar word die rug op God gekeer en in so lank en onder sulke mense word van God vergeet. Waar van God vergeet word hy vervang met afgode. In Daniël se geval, in daardie tyd, goud en silwer, brons, yster, hout en klip. Maar wat is die afgode, die moderne afgode van vandag? Ja, steeds goud, geld en goed, status, roem en krag en mag. Maar ook tegnologie, jou selfoon waarin jy so verslaaf is. Jou selfoon waarmee jy die oggend wakker word en die aand weer gaan slaap. Jou rekenaar, die inligting waartoe jy beskik, en waartoe jy toegang. Jy magtige mens, alles onder beheer. Uiteindelik raak die mens verwant en hy uitdaging. Raak die mens dronk van mag en sukses en voorspoed en rykdom en dan broers en susters, dan waag hy sy hand teen God. Val hy sy rebelse vleis teen jou. En dan word hy verneder, gestraf, vervang deur 'n ander. 2020 broer en suster, het dit juist bewys. Dat is 'n wekroep vir die hele wêreld. Want kyk hoe onverwags is ons betrap. Hoeveel van jou planne, van jou voornemens het wel deur gegaan soos jy dit wou hê? Aan die een kant wonder ons of alles van die corona virus pandemie weer normaal gaan wees. En die ander kant wonder ons, wat is dan nou die nuwe normaal? Hoe gaan ons aan? Hoe vinnige dinge nie verander nie? 'n Vraag wat mense ook nog wel wonder wanneer jy Daniël 5 lees. As God my nou op sy skaal moet sit vandag, hier en nou, hoe sal hy nou bevind? As God hierdie land en sy mens hierdie wêreld moet weet, wat sal hy sê? Ons leef in 'n samelewing en 'n kultuur wat alles gedoen word om God uit te dryf en God se stem stil te maak. Sy heilige woord word verdrink op elke vlak.
en facet van ons openbare lewe. God word uit ons skoolkurrikulums geskryf. God word uitgeskryf uit die grondwet van die land, nie die land wat aan hom behoort. Daagliks word daar duisende babas uit die moederskoot geruk en geslag. Ons praat van 'n siektepandemie soos die coronavirus. Maar broers, ek praat ons nog oor die grootste pandemie van ons tyd, egskeidings. Die huidige instelling van die huwelik wat so goedkoop geword het. Breek jou hart ook oor dit wat jy sien wat met kinders gebeur. Kinderverwaarlosing, kinderontvoering, kinderhandel, kindermolestering. Dan lees ons ook van rasisme en rassehaat, nepotisme, xenofobie, staatskaping, korrupsie, diefstal, plundering van ons staatskoffers, plaasmoorde. Hoeveel onskuldige mense word nie afgemaai, die bloed loop in die straat. Boykotte, werkloosheid, 'n dreigende burgeroorlog, sê die mense. Broers en susters, wat is aan die gang? Ook in die kerk sien ons dit. Die Christelike kerk is blykbaar besig om sy vasstrafplek te verloor. Geloofsgemeenskappe gaan agteruit, lidmaatgetalle gaan af. Sondag na Sondag is die kerke al hoe leer. Geen wonder nie, broer en suster. Geen wonder ons is so diep ongelukkig. Hierdie weekse gebeure op politieke front, nasionaal, ja, maar ook in die buiteland, onderstreep juis hierdie punt. Ons mense voel ontevrede, raak ongeduldig, opstandig, kwaad, hulle wil vergeet, verraai. En baie vrae hierdie tyd, en ons hoor al die stemme wat opklink, wanneer gaan God ingryp, wanneer gaan hy hierdie wêreld en hierdie land waar ons woon oordeel? Ek bedoel, ons God is reeds besig om dit te doen. God se oordeel is nie altyd vuur en swaar. God se oordeel is nie altyd net donderweer en weerligstraal. God oordeel 'n land en 'n volk en 'n nasie deur te sê, julle het gekies. Dit is wat julle wou hê. Julle wou my nie hê nie. En dit kom terug. En nou gee ek julle jouself oor. Dis mos wat julle wou hê. Wees gewaarsku, julle gaan dalk nie hou van die resultate en die gevolge nie. Enige land en enige volk wat sonder God leef, sonder hom probeer klaarkom, op eie bene wil staan, en eie mag wil leef, sal dit nie maak. Krisis, die huidige krisis in ons land en in ons wêreld, kan alleen omgekeer word, wanneer God ons omkeer deur sy Heilige Gees. Wanneer God elkeen van ons in die hart gryp en sê, my kind word wakker. Hierdie herlewing, hierdie vernuwing, begin by jou. Ons moet terugkeer na God. Genadiglik is ons nog nie waar Babel was. Is ons nog nie waar Belsasar was. Gelukkig is die finale skrif nog nie aan die muur nie, maar broers en susters, daar is daar ook vir ons hoop. Ten spyte van al die uitdagings en probleme. Maar weet dat die ure sal laat. God se ewige uitoordeel is reeds aan die kom voor die deur. Maar dit is nog nie te laat om te keer. Dit is nog nie te laat om terug te keer. Die een wat vir jou die lewensasem gee, het jou lewe in sy hand hê. Dit is die wekroep, die uitdaging vir vandag. En ons hoor die stemme daar buite, en ons sien goed op Facebook, en die boodskappe wat ons vir mekaar stuur, van hoe ons gaan dit en hoe ons gaan dat. Ons gaan niks. As God dit nie wil nie. Nie deur mag nie, nie deur krag nie. Deur my gees, sê die Here. Deur gebed. Dis al ons sal slaag. Dis ons enigste behou. Ek roep die uitdaging vandag hier in die nou vir jou en vir my, vir elkeen van ons. Jy lewe begin daar buite. Maar begin hier binne. Nader nog, hier binne,
in my hart en in jou hart. Die verandering moet heel eers by onsself begin en daarna, broers en susters, verlang ons na die land en sy mense dat hulle sal terugkeer na God. Maar moet ons self eers die eerste tree gee, die pad die rigting aandui, dat ons dit self doen. Weet ons nie een van ons weet wat die toekoms vir ons inhou nie. Een van ons weet wat in hierdie week vir ons wag nie. Maar waarom daar geen twyfel is nie, is die sekere wete dat God deur sy Heilige Gees harte kan verander, kan vernuwe, kan herstel en kan heilig. Maar moet ons voor hom verootmoedig, laag voor hom buig, sonder skuld voor hom bely. En alleen wanneer ons met 'n opregte hart en verslae gees voor hom staan, is dit die offer wat hy sal aanvaar. As ons eers kniel in toegewyde aanbidding voor hom, die enigste koning, is ons op die regte pad. Is die skrif al reeds aan die muur? Ongelukkig ja. Verseker, daar bestaan geen twyfel nie. Die Here se kerk moet hierdie boodskap eers luister, soos wat Daniël dit die eerste keer gelees het. Want ons weet van beter. Ons het God se algemene openbaring in die geskiedenis, maar ons het ook God se besondere openbaring in sy Bybel. Ons weet hierdie goed. En daarom ons daaroor praat, daarvan getuig en die wêreld om ons oproep tot aksie. En wat sal ons sê? Die broers en susters, gaan ons streep in jou Bybel. Vir hierdie tyd wat ons leef, die woorde van Jesaja 55 vers 6 en 7, en dis die boodskap wat jy bring. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens, sy slegte planne. Hy moet hom tot God bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, want hy vergewe altyd weer. My broers en susters, ons weet dit reeds. God het ons so begenadig dat hy vooraf hierdie dinge aan ons bekend gemaak het. En omdat ons dit weet, dat ons met die evangelie in ons hart en op ons lippe, dat ook uitgaan en dit verkondig. En hy begin self eers hier. Verootmoediging voor God, en 'n ootmoedige lewe, kinderlike afhanklikheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg en vreugde om so saam te mag wees, as medegelowiges, as broers en susters in Jesus Christus. Om ons harte tot U te verhef wat in die hemel is, en U te roep en te smeek om genade. Want o Hemelse Vader, ons weet, die enigste antwoord lê altyd by U. U is die ja en die amen. Al die beloftes. En daarom vra ons ook, Here, dat U wat self die antwoord is, dat U ons sal bring tot bekering. U ons sal bring tot die verbetering van ons lewe elke dag. Dat ons sal breek met die afgode van goud en silwer, brons, yster, klip en hout. Dinge wat ons nie kan help en kan red nie. Dinge wat nie kan hoor en kan sien nie. Maar ons alleen sal kniel voor een God, die skepper van hemel en aarde. Vader, inspireer ons deur die Heilige Gees. Skenk aan ons ware geloofskrag, geloofsekerheid. Dat ons nie in hierdie tyd van onstuimigheid, soos boeie op die see sal ronddobber en deur die winde heen en weer gejaag sal word nie. Dat ons geanker sal bly in Jesus Christus en in sy kruis. O Vader, ons bid, U wysheid uit die hoogste sal skenk, sodat ons sal lewe volgens U woord en U voorskrif. Dat ons mekaar sal lief hê, soos U dit wil. Dat ons na mekaar sal uitreik
ook in hierdie tyd. Mekaar sal bemoedig en sal sterk. Maar ons mekaar ook sal vermaan, o Here, in liefde en in waarheid. Ons bid vir ons land, alles wat ook nou gebeur, en ons bid, o Hemelse Vader, vir vrede, en ons bid vir voorspoed, en ons bid dat U hier sal heers as koning, dat U die regmatige plek sal beset, op alle terreine en op alle vlakke van ons lewe en ook ons samelewing. Want ons weet in ons eie hande is alles net 'n gemors. Maar dankie dat U op die troon is, U ons God is. Hou U hand van bewaring oor ons, o Hemelse Vader. Hou ons veilig, beskerm ons en ons kinders. Maak ons getrou om U te verheerlik en U te aanbid. Alles vra ons in Jesus Christus se naam. Die enigste naam waarin daar lewe is, die enigste naam waarin daar verlossing is. U seën ons koning tot in ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met u elkeen.